Goeiedag mede-Gosa rolspelers. Vandag gaan ek met julle oor die volgende sake gesels wat die huidige oliesade en somergraanoes beïnvloed. Oordragvoorraad en oeskatting. Die grootte en omvang van die oes vergeleke met verlede jaar verskil baie met mielies, waar ons afgesluit het op 16,43 miljoen ton. Die skatting vir die huidige jaar is 13,25 miljoen ton. Hoewel heelwat minder as laas jaar, tog geoes. Groot gedeeltes van die weste het wel erge droogte gehad, maar die dele wat mooi is regtig mooi. Goeie toestande oor die algemeen met die plant van die somer en sojaoes het tot gevolg dat daar dele is wat vroeër as gewoonlik begin oes. Hoewel ons tot op hede nog geen ryp ontvang het nie. Groen pele en pitte by sojabone is hier vir alle uitdaging. Die skatting vir die huidige sojaoes is 'n allemintige 15% laer as laas jaar, met 'n skatting van 1,8 miljoen ton. Grotendeels weens ongunstige weeromstandighede. In 'n uitvoere en logistiek, met die onvoorspelbare volumes, is dit nodig om 'n paar uitdagings op die naam te noem, aan die begin van hierdie stroopproses. In 'n uitvoere met laer internasionale pryse en uitstekende produksie in Suid-Amerika, is die moontlikheid vir diepsee mielie-uitvoere vir die komende seisoen, soos dinge tans staan, weglaatbaar klein. Om die waarheid te sê, Kaapstad het reeds geelmielie invoere en Gqeberha gaan binnekort die invoere van geelmielie sien. Ons noordelike bure het nie die gevolge van El Nino vrygespring nie en dis die nood hoog om witmielies daarin uit te voer. Logistiek is die vermoë om graan van een punt na ander te skuif. Met die onvoorspelbaarheid van die huidige mark is hierdie betroubare diensverskaffers onder geweldige druk. Graankwaliteit uitdagings en verandering in gradering. Die someroes word definitief vroeër as gewoonlik versamel. Hoofsaaklik weens die erge midsomersdroogtes wat oor groot dele van die somergraanproduksie areas ervaar is. Kleinpitte en onvolwasse pitte op sojas asook kleinpytjies op mielies is van die graaduitdagings wat aan die orde van die dag is. Baie van ons Gosa-lede het moontlike oplossing vir produsente en afnemers. Gesels gerus met hulle. Woon ook gerus die komende Gosa aanlyn werkswinkel oor graankwaliteit by en kom lewer 'n bydrae, sodat Gosa vir jou kan werk. Belangrike woordomskrywings met die gradering van mielies is ook afgekondig en dis nodig vir almal in die voorsieningsketting om hiervan kennis te neem en dit toe te pas. Ter afsluiting. Dit is duidelik dat die hoeveelheid hektare in vergelyking met die vorige oestydperk wat gestroop is, al meer is as wat die gemiddeld. Ek glo dat ons 'n normale oesdruk gaan ervaar, wat ons die afgelope paar jaar ervaar het. Maar belangrik vir ons opbergers is om die produk wat ons stoor gaan langer lê as wat dit gewoonlik gaan lê. Ons moet dus ekstra sorg aan die dag lê, om moontlike skade weens insekte en eksterne vog te verseker. Hierdie gaan definitief 'n waterskeidingsjaar wees, in terme van produksie, asook almal wat in die waardeketting betrokke is. Ons as Gosa-lede sal ons staal moet wys. Ek weet ons is victors en nie victims nie. Uit die diepte van erge negatiewe ervarings word dikwels veranderinge en verbeteringe uitgedink en beproef wat die loop van 'n industrie vir ewig kan verander. Ek bid vir elkeen hierdie toe vir die komende jaar. Bly positief. Daar gaan daar wees wie gaan moedeloos wees. Dan gaan daar wees wat jy perfek in beheer gaan voel. Maar weet dit, jy is nie alleen waarmee jy besig is nie. Jou bydrae om hierdie oes te versamel is van kardinale belang. Maak nie saak oor hoe groot of hoe klein jy dit is nie. Dankie en sterkte.